Goeienaand en die video mag dalk 'n bietjie vreemd lyk want iemand het vergeet om die mikrofoon aan te sit Sondag. So ek wil net graag 'n opname maak van Sondag se preek. En voordat ons begin, kom ons bid net saam. Here ons God, ons dankie Here dat ons 'n week kan wees van 'n baie groot geleentheid in u kerk. En dit is die Paasnaweek waar u lewe vir ons gegee het. Maar meer as dit, Here, dat u ook sê dat die opstanding is. En dit is ook waaroor hierdie week se boodskap gaan. Dankie Here dat ons kan weet dat u 'n getroue God is en dat u vir ons lief is. En dat u vir ons gee dit wat ons nie verdien nie. En dit is dat ons die ewige lewe kan hê. Ek bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. So ons het in week 1 het ons gepraat oor die feit dat Jesus gesê het dat hy is die lig vir die wêreld. In week 2 het ons gepraat oor dat Jesus gesê het hy is die goeie herder, met ander woorde hy is die een wat vir ons sorg. Die 3de week het ons gepraat oor die feit dat Jesus gesê het dat hy die wingerdstok is, met ander woorde ons moet ingeplant wees in hom om iets besonders te kan doen, dat ons in sy teenwoordigheid sal wees, dat ons deel sal wees, dat hy nie net maar 'n byvoegsel is van ons lewe nie, maar dat hy die bron is van ons lewe. Verlede week het ons gepraat oor dat Jesus die brood van die lewe is en dat wanneer ons hom deel maak van ons lewe, dan gee hy vir ons alles wat ons ook nodig het om kinders van God te wees. Dan het hy ook gesê, en ons het dit nou nie bespreek of 'n boodskap gehad daaroor nie, ons het gepraat ook oor die feit dat hy sê dat hy is die weg, die waarheid en die lewe, en dat hy gesê het hy is die deur, en dieselfde gedeelte waar hy praat oor dat hy die goeie herder is, hy is die deur waardeur die skape ingaan, en dit is ook 'n manier om te sê dat hy vir ons beskerming bied wat ons nodig het. Vandag is 'n baie besondere geleentheid en ons praat oor die laaste ene in ons reeks. En dit gaan oor dat Jesus gesê het ek is die opstanding en die lewe. In Johannes 11 vers 25 dan sê Jesus, hy sê, dan kyk hy vir Martha en hy sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. So wat is opstanding? Opstanding is nie maar net iets wat ons in feeverhale het, soos Sneeuwwitjie of Romeo en Juliet nie. Opstanding is wanneer iets wat regtig waar dood was, weer lewendig word. En ons sien dit in hierdie gedeelte, en wat ons gaan sien is, dit is in die konteks van die storie van Lazarus, wat gesterf het. En ons gaan kyk na 3 karakters in hierdie gedeelte, en op watter maniere hulle ook geestelik dood was. So as jy kan assosieer dalk met een van hulle, of met 2, of dalk met al 3, dan is vandag 'n goeie boodskap vir jou. In Johannes 11 vers 1 tot 3, dan staan daar 'n man met die naam van Lazarus was siek. Hy was so siek dat hy besig was om dood te gaan. Hy was van Betanië, die dorp waar Martha en haar suster Maria gewoon het. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om vir hulle te sê, Here, hy vir wie u lief is siek. Met ander woorde, daar is 'n tipe van 'n dringendheid, en ek dink enige iemand wat hoor dat hulle geliefde siek is, sal dadelik iets doen om by daardie persoon uit te kom. En mense dink dat Jesus dalk die vinnigste donkie wat hy kon gekry het in die hande kry, om by hierdie persoon te kan uitkom, want dit is belangrik, dit is iemand vir wie hy lief was, en hierdie susters weet dat Jesus daar is en dat hy die vermoë het om iets te kan doen en iemand te kan genees. En miskien dalk kan jy assosieer met hierdie hele ding van om 'n boodskap te kry van iemand wat siek is. Iemand wat hulp nodig het. 'n Geliefde wat kanker het, of 'n werk wat dalk een van die dae nie meer daar gaan wees nie. Of 'n huwelik wat op die rotse is, wat jy gedink het vir ewig gaan hou. Of 'n vriendskap wat vir jou so belangrik is, en nou is dit tot niet. So daar is slegte nuus wat jy ontvang, en dit is presies hierdie tipe nuus wat hierdie mense ook na Jesus toe stuur. Dan in vers 4 staan dat toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God
daardeur verheerlik kan word. So hierdie ding wat gebeur is nie maar net daar vir mense wat hartseer is nie. Hierdie ding wat gebeur gaan Jesus Christus gebruik om te wys dat hy is die seun van God en dat God verheerlik sal word deur hierdie dinge wat hy doen. So wat is die konteks van vers 5 tot en met vers 14? Want ons gaan dit nou nie lees nie, maar in daardie gedeelte gaan dit daaroor dat Jesus die nuus ontvang het en dat hy vir sy disippels sê, maar kom ons gaan na Judea toe. Dan sê die disippels vir my, dink jy dis 'n goeie idee nie? Want 'n paar dae terug toe ons daar was, toe wou die mense hier met klippe gegooi het en die dood gemaak het en nou wil hy soontoe gaan. En dan sê hy vir hulle, hierdie ding is juis daar sodat die seun van die mens wat Jesus Christus is, sodat hy verheerlik kan word. En dan sê Jesus vir hulle, ons moet vir Lazarus gaan wakker maak. En dan dink die disippels Lazarus slaap net, maar hy sê dan maar wat Jesus eintlik impliseer is dat Lazarus dood is en dat hy hom uit die dood moet gaan opwek. En in hierdie storie is daar 3 karakters, soos wat ek net nou gesê het. Die eerste van hierdie karakters is Thomas, hy was een van die disippels. Dan was daar Maria wat een van Lazarus se susters was en dan is daar Martha wat die ander suster was. En elkeen van hulle was op 'n sekere manier geestelik dood gewees. En wanneer ons nou na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons die eerste ene was Thomas. Thomas was dood in sy twyfel. Ons weet dat uit ander gedeeltes in die Nuwe Testament, dan lees ons dat Thomas was 'n twyfelaar, hy het getwyfel dat Jesus Christus opgestaan het. Hy het gesê, as ek nie my hande in sy sy kan steek of die merk aan sy vinger aan sy hande kan sien nie, dan sal ek nie glo nie. So hy was ongelowig geweest, hy het getwyfel, hy wou versekering gehad het. En dan nou gaan hy 'n bietjie verder en hy is nie net ongelowig nie, maar hy is ook 'n bietjie sarkasties, want in vers 16 dan sê Thomas, hy sê Thomas wat ook Didymus genoem is, sê te vir ander disippels, kom ons gaan ook dat ons saam met hom kan sterwe. So uit half hierdie siniese uitkyk van weet jy wat, as dit nou so is, ons is sy disippels, kom ons gaan saam met hom en dan sterf ons saam met hom. En wat ek vir jou wil vra is daar al tye in jou lewe waar jy twyfel ervaar het, is dat jy weet dat God sekere goeders kan doen en tog doen hy dit nie. Jy weet dat jy vir hom iets kan vra en dit lyk of hy nie omgee nie en jy begin wonder en jy begin twyfel of God regtig waar vir jou omgee. Partykeer is dit dalk soveel so om te twyfel en te sê maar ek weet nie meer of hierdie godsdienst ding die moeite werd is nie. Is dit regtig so? En ek moet vir jou sê dat ek alself op daardie plek was om te sê dat ek het getwyfel. Maar daar's altyd hierdie versekering wat terugkom om te sê dat wat anders is daar? Wat anders is daar anders as Jesus Christus? Maar die feit is dat ons twyfel baie keer as ons vir die Here iets vra en hy gee nie vir ons wat ons graag wil hê nie. En dan begin ons twyfel in ons geloof. Of miskien is jy dalk soos Maria. Maria wat was dood in haar moedeloosheid, want Jesus kom nie. Hulle stuur die boodskap, maar Jesus kom net nie en hy kom net nie gou genoeg nie. En daar is net nie eenvoudig net nie 'n deurbraak nie en sy sukkel om moed te hou en sy is op 'n plek van moedeloosheid. Johannes 11 vers 20 dan staan daar toe Maria hoor dat Jesus kom, het sy hom toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis gesit. Want wat maak dit nou saak? Wat maak dit saak dat Jesus nou gekom het? Want dit is te laat. Ek het lank al 'n uitkoms nodig gehad en ek kry dit nie en nou wil die Here iets doen in my lewe, maar dis te laat. Ons voel partykeer moedeloos. Ons voel partykeer, gaan ek vir die res van my lewe depressief wees? Gaan ek die res van my lewe siek wees? Gaan ek die res van my lewe in 'n werk wees wat daar geen vervulling is nie? Gaan ek in die res van my lewe in 'n huwelik wees wat nie werk nie? Gaan ek in die res van my lewe in 'n situasie is wat niks gaan verander nie? Want ons sit so lank met hierdie ding dat ons begin moedeloos raak. Dat ons begin wonder, maar jy weet, is dit regtig die moeite werd? Ons twyfel aan die een kant, ons is moedeloos aan die ander kant. Miskien het jy al een van die twee ervaar, miskien het jy al twee ervaar. Maar nou is dit
'n tyd waar ons moet dankbaar wees, want dit is Paasfees en die familie kom kuier en die kinders gaan paaseiers soek in die tuin en prys die Here, wat 'n wonderlike tyd. Maar dit wat jy sê en dit hoe jy lyk aan die buitekant is ver verwyderd van wat in die binnekant aangaan, want in die binnekant is jy moedeloos en jy verloor hoop en jy twyfel dalk selfs. Of dalk is jy soos Martha wat dood is in die wag. Want jy sou nou verwag het dat hierdie ou is iemand vir wie Jesus lief was, so hoekom sal hy uitstel? Hoekom sal hy wag? Gaan dadelik en maak reg en maak gesond en maak lewendig. Maar Jesus wag. Johannes 11 vers 17 tot 21 sê, toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. So hy is al lankal dood. So dit is baie interessant om te weet dat hierdie ding van 4 dae sê vir ons dat in daardie tyd het hulle geglo dat die mens se gees sweef nog so vir 3 dae daar rond, net vir in case, jy weet, dit dalk 'n misverstand was of dit nie die waarheid is nie en dat die persoon nog gaan lewe, dan sweef hy nog vir so 3 dae daar rond en dan op die 4de dag, dan weet hy, okay nee, dis nou verby. So Jesus het 4 dae gewag sodat die mense wat daar was kan weet dat daar geen manier meer is dat Lazarus kan lewe nie. Dat daar geen manier is wat Lazarus nog, jy weet, dat daar nie twyfel sal wees dat Jesus hom opgewek het nie. En daarom wag hy vir nog 4 dae. Die Bybel sê eintlik al bietjie gestink. Hy ruik nie meer so lekker nie. En toe sê Martha vir Jesus, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. As hy net betyds was, as ek nie moes wag nie. En partykeer dan lees ons die Bybel, dan hoor ons dat die Bybel vir ons sê, dan sê die psalmskrywers vir ons, hulle sê, wag op die Here. En ons hou nie van wag nie. Ons hou nie daarvan net om te kan wag nie, want ons wil graag dinge nou hê. As daar probleme is in ons huwelik, wil ons hê dat God dit nou moet uitsorteer. As jy miskien dalk 'n babatjie wil hê, dan wil jy hê dat God dit nou moet, maar hoekom moet jy wag? Want jou bure kyk net na mekaar en dan word hulle swanger en dan sit 'n drieling en jy sukkel vir die res van jou lewe en jy is 40 jaar oud en nog steeds het God jou nie geantwoord nie. En God laat ons wag. God laat ons wag en jou buurman op die plaas, jy weet, sy goed groei alles en jy het geplant en jy het alles presies dieselfde gedoen en niks gebeur nie en jy gaan deur hierdie moeilike tyd en ons wag dat God iets moet doen. Ons wag, ons bid dat God iemand sal genees. Ons bid dat God verandering in iemand se huwelik sal bring. En tog lyk dit soms vir ons asof niks gebeur nie. En my vraag is vir jou, kan jy met hierdie mense assosieer? Kan jy assosieer met iemand wat twyfel? Kan jy assosieer met iemand wat moedeloos is? Kan jy assosieer met iemand wat moeg is om te wag? Wag dat God 'n uitkoms kan bring. En as jy kan, soos wat ek doen, dan weet ek dat vandag daar vir jou hierdie boodskap sal wees. Dat net omdat God uitstel, beteken nie dat God afstel nie. God se uitstel beteken nie sy afstel nie. Terwyl ons wag, terwyl ons soms moedeloos is, terwyl ons soms hoop verloor, terwyl ons soms twyfel, is God besig om te werk waar ons dit nie kan sien nie. Is God besig om goed in ons lewe te kan doen. As ons moedeloos word, as ons begin opgee, as die wêreldse dinge ons begin oorwin, dan mis ons die goedheid en die getrouheid van God. En soms dink jy miskien dalk dat jy twyfel net soos Thomas. Dat jy dood is in jou twyfel. Dat jy soos Maria dood is in jou moedeloosheid. Dat jy moedeloosheid is, wat maak dit tog saak? Dit is verby, dit is te laat, dit kan nooit verander nie. Of dat jy miskien dalk dood is in jou wag. Augustinus, 'n groot kerkvader, sy ma het vir hom gebid dat hy tot bekering sal kom. Want hy was goddeloos. Hy was erg.
En sy ma het gebid dat hy tot bekering kom en hy het tot bekering gekom. Maar sy ma het nie meer geleef om dit te kan sien. Dit het gebeur nadat sy weg is. Haar gebede het sy lewe verander, maar sy het nie die voorreg gehad om dit te sien. En tog het God gewerk, want daar was 'n bepaalde tyd wat dit moes gebeur. En dan is daar hierdie woorde in vers 22. Dan staan daar, maar selfs nou, dan sê Martha vir die Here, sy sê, maar selfs nou, daardie woordjie maar is soos, in Engels is dit but, dit is soos 'n pivot, dit is 'n draaipunt. Aan die een kant is dit hierdie gevoel van menslike twyfel en moedeloosheid en wag, en aan die ander kant is dit wat God gaan doen. Hoe God 'n situasie kan verander, want dan sê sy, maar selfs nou weet ek dat God alles aan u gee wat u van hom vra. Selfs nou. En jy en ek het dalk 'n selfs nou oomblik nodig. Selfs nou oomblik waar ons weet dat God dinge kan verander wat ons dink eenvoudig net nie moontlik is nie. Selfs nou kan hy dit verander. Selfs nou wanneer jy dood is in jou twyfel, is hy die een wat vir jou hoop kan gee, wat jou geloof kan bou. Selfs nou as jy dood is in jou moedeloosheid, is hy die een wat vir jou hoop gee. Selfs nou as jy dood is in jou depressie, is hy die een wat vir jou lewe kan gee. Solank as wat jy aan God vashou, het ons elkeen 'n selfs nou oomblik. Selfs nou ten spyte van alles wat ons ervaar. En dit is so hartseer dat daar goed in ons lewe gebeur wat net partykeer ons geskok laat en moedeloos laat voel. Ons het gister 'n boodskap gekry van een van die pastore in Doxadaya wat oorlede is. En dit is so groot skok. En die omstandighede rondom dit laat mense partykeer wonder om te sê, maar but why? Hoekom? Hoekom gebeur sulke goed? Hoekom gebeur sulke goed in mense se lewens? En dat selfs in 'n tyd soos hierdie waar ons sukkel om dinge te verstaan en dinge te verwerk, en selfs in hierdie tyd wat ons wonder en vra en twyfel oor God se goedheid en moedeloos is en nie weet watter kant toe om te gaan nie, en dat ons wag op 'n antwoord en daar is geen duidelikheid nie. Selfs nou is God besig om te werk. Selfs nou is hy teenwoordig in mense se lewens, ten spyte van hulle hartseer en ten spyte van die goed wat gebeur is, ten spyte van al die vrae. Want God, Christus gee vir ons hierdie geleentheid. Hy sê vir ons, hy kom in sy woord en hy sê, ek bring nuwe lewe. Ek bring lewe waar daar dood is. Ek bring, as daar 'n doodsheid in jou hart is hy die een wat nuwe lewe bring. Hy is die een wat jou lewe kan verander, want selfs nou, as jy sukkel in jou huwelik, of selfs nou, as daar streameling is in jou familie, of selfs nou, as jy bid vir 'n kind en presies die teenoorgestelde gebeur, selfs nou, is God daar. En God is met jou. En God is by jou. Want Johannes 11 vers 23 tot 26 sê, Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan, maar Martha sê vir hom, ek weet, hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Sy mis die punt. En toe sê Jesus vir haar, nee, ek is die opstanding en die lewe. Dis nie iets wat ek doen nie, dit is wie ek is. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? En die vraag is, glo jy dit? Glo ek dit? Glo ons dit? Dat Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe, dat die opstanding is nie 'n gebeurtenis nie, die opstanding is 'n persoon. Dis nie wie hy is nie, dis wat hy doen. Of dis nie wat hy doen nie, dis wie hy is. Hy is die opstanding, hy is die lewe, hy is die pad om by God uit te kom. Dit is wie Jesus Christus is.
En dan sê Jesus in vers 43 van Johannes 11, nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem uit en hy sê Lazarus kom uit en die oorledene het uitgekom, sy hande en sy voete was nog toegedraai met die grafdoek en sy gesig toegebind met die kopdoek en toe sê Jesus vir die mense maak hom los dat hy kan huis toe gaan. Ons sien hierdie so baie in die verhaal van Jesus self. Jesus se sterwe. Maar daar is hierdie kontras. Die kontras is dat die mense moes die klip weggerol het, terwyl die vroue wat by Jesus graf aangekom het, was die klip klaar weggerol, want God die Vader het dit gedoen. Hy het dit weggerol. En Lazarus het uitgekom en hy was nog toe van sy doeke en Jesus Christus, die mense het in sy graf ingegaan en die doeke was opgevou. Dooie mense vou nie doeke op nie, want Jesus Christus lewe. En dit is net dat Lazarus het heel waarskynlik weer gesterf, want hy was 'n mens en Christus leef vir ewig, want hy is die seun van God. En as jy vanaand dood is in jou twyfel, in jou moedeloosheid en in die tydsaamheid, en wat jy voel dat jy is in 'n koue graf, dan sê Christus vanaand vir jou, kom uit. Want hy is die opstanding en die lewe. Hy is die een wat vir jou in wat se omstandighede jy jouself ook al mag bevind. Hy is die een wat vir ons krag gee en wysheid gee en insig gee en vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. En maak nie saak hoe vasgevang jy is in jou lewe nie. Christus kan jou lewe verander. Christus kan alles nuut maak. Die antwoord is Jesus. Die antwoord is Christus. Die opstanding is nie wat hy doen nie, dit is wie hy is. Hy is die opstanding en die lewe. En hoekom maak al hierdie goed saak? Want Christus is gebore uit 'n maagd. Hy het nie die sonde gehad van ons as mense nie. Hy het 'n heilige Vader gehad. Hy was heilig, hy het geen sonde gedoen nie. Hy het nie die sondige natuur nie en dit maak hom die perfekte lam van God wat sy lewe vir ons kom gee en dat hy op 'n stadium aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring. Met ander woorde dat hy vir een keer en vir altyd die prys betaal het. Die prys vir my en vir jou sonde. En op daardie oomblik, toe daardie Romeinse soldaat sê, hierdie man is regtig die seun van God. Toe die gordyn geskeur, die aarde het gebewe, dit het begin donker raak en die mense rondom wat gewag het vir die Messias om te kom, het moedeloos begin word. Want hy het gesterf en hulle het hom begrawe en dit was die Vrydag. Maar Sondag was op pad. En Sondag het die vroue by die graf gekom en die graf was leeg want Christus was nie meer daar nie. God die Vader het hom opgewek. En dan sê die Bybel vir ons, hy sê vir ons, dat dieselfde gees waarmee God, dieselfde krag waarmee God Christus uit die graf uit die dood uit laat opstaan het, daardie selfde krag is in my en jou. En dat Christus vir ons wil kom sê, ons is dood in ons twyfel, ons is dood in ons moedeloosheid, ons is dood in die gewag. En dan kom sê Christus vandag vir jou en vir my, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal vir ewig lewe. Jesus sê, daar is hoop in jou duisternis. Daar is oortuiging waar daar twyfel is. Daar is vrede waar daar moedeloosheid is. En daar is afwagting waar daar tydsaamheid is. Christus leef vir ewig. En as jy jou geloof in hom geplaas het, doen jy ook. Here ons God, mag ons in hierdie tyd waarin ons ingaan in Paasfees, u teenwoordigheid ervaar, die goedheid en die liefde, dat baie keer twyfel ons, baie keer is ons moedeloos, baie keer verloor ons hoop, baie keer is ons net moeg gewag. Maar dat ons sal besef, Here, dat u uitstel is nie u afstel nie. Want Christus het gesê, u is die opstanding en die lewe. Dit is nie wat u doen nie, dit is wie u is. Wanneer ons geloof in u plaas,
Ja, daar sal moeilike tye wees, ons sal waarskynlik nie alles kry wat ons wil hê nie, daar's baie keer wat ons sal moet wag, daar's baie keer wat ons twyfel, daar's baie keer wat ons moed verloor, maar Here, dat ons kan weet dat in hierdie tyd is U die een wat ons lig in die wêreld is, die brood wat ons nodig het, die wingerdstok waarin ons moet vashou, die water wat ons kry om ons te kan verfris, en bo alles, dat U die Seun van God is, dat U ons liefhet, en dat ons kan weet, Here, dat U is getrou, en U is by ons, en U beskerm ons, en U gee vir ons vrede, en ons bid dit alles, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.